En goeienaand, jy's ingeskakel op Blad Sport Media, Bert Mostert, Skalk de Mouse, lekker, wille naweek gehad, min slaap gehad, nou nie Skalk nie. Ja, jy praat van jouself. Ja, ek praat 100% van myself, hy het die hele fight card deur geslaap, lekker. Ja, so af en toe wakker geskrik en Hier iets en daar gehoor. is daar iets verskrikliks gebeur en loer ek maar net so. Ja, dan Ja. het my nie event gekyk. Hy het dan met my nie weet kyk, ek het straight up gedeernag, ek het 5 uur vanoggend slaap, maar without any further ado, episode 46, Yes. part 1, finished fights. Wat het ons, meneer Skalk? Okay, finish fights is die UFC Fight Night. Lomachenko teen Kambosos. En dan net so ietsie van die Misfits. Daar was so op Misfits boxing challenge ook geweest. Dus net kan noem. En Fight Night ook. Ja, wat ons dat het ek eerste gesê. O, regtig? Ja. Vader, my kop raas. Hey, ja, jy het mos nie baie slaap ingekry. Ja, ek is maar 'n bietjie aan die moe. Ek dink ek het my volle slaap ingekry, maar dit was op verkeerde tyd. So as jy mos slaap as die son skyn, dan kort skrik jy wakker en dan dous jy weer af. Maar okay, Lomachenko Kambosos. Begin ons met hom, ja. Ja. Okay. Vasily Lomachenko teen George Kambosos Jr. Ja, dit was 12 rondes, maar dat het in die 11de ronde sy einde gestop, nee. Ja, in die nie in die cornery. Hy het hom so 'n bietjie Nee, hy het twee keer hom- laat drop met body shots. Hy het hom laat oorvou soos 'n flippin pretzel. Die tweede keer toe die man knak toe, maar toe stop die ref. Fight en jy sien die wit doek hier oorkom en toe stop almal die fight. Nou, ek wonder wat, dis mos maar net 'n TKO. Ja. Dis mos nie, jy weet nou nie hoe jy dit gaan sê, dit was nie 'n doctor stoppage, die refer het gestop, die corner het dit gestop, dit was maar so 'n mengsel van klomp verskillende goed. Wat is eintlik 'n knockout, seker. Ja, kon hy opgestaan het. Ek wonder of dit 'n TKO of 'n KO is. Ek dink dit is 'n KO. Ja, dit was 'n KO want hy het nie opgestaan nie. En die refer het afgewipe. Ja, dis 'n legit KO gewees. Okay, Kwai. Wat voel jy? Wat is jou gevoelens rondom dit? Lomachenko het hom maar ge-outclass. Baie meer punches geland. Meer active geweest, of nie meer active, hy het net meer punches geland, want die punches vrouwen was maar omtrent op 'n stadium min of meer dieselfde, maar Lomachenko het net meer geland en meer damage gedoen en hy was vinniger en ja, so hy het hom basically amper seker elke ronde gewen. So Ja, it was a one-sided show. A one-sided affair. Toe ons dit gekyk het, ons het dit mos nou maar op YouTube die fight gekyk, ons kon dit mos nou nêrens anders gekry het nie. En maar dit was nie bad quality gewees nie. Dit was eintlik verbasend goed. Ja. To tell you the truth, maar die eerste ronde het dit vir my amper gevoel asof Kambosos gewen het, want hy het so 'n paar lekker body shots gegooi en hy het nogals hard geslaan, hy hou het nogals lekker loop land. Ek dink sy eerste ronde was sy beste. Ja. En toe voel dit toe die ronde verby is, toe sê ons albei ja, dis seker Kambosos. Maar dit klink my toe hulle die punches land dit wyse goed vader. Het hy dan toe net soos 2 geland of 3 of wat? Ja. Toe sê ek dit voel vir my net die body shots alleen moes meer as dit gewees het, maar anyway, fights word nie geskor volgens CompuBox numbers, die judges sien nie dit nie. Hulle kyk na die fight. Ja. Maar wat vir my ironies van die fight was, is Kambosos het begin met die nonsens. Hy het begin met die body shots en jy kon sien, dit was deel van sy plan. Hy het seker gedink, obviously Lomachenko steen heavy op sy foot movement en ring generalship en goeders, so hy het seker gedink, sit 'n bietjie water in die basement, want as jy mos die ou in die body werk, dan raak jou bene stadiger, want jou stamina raak minder, en dan is dit mos nou makliker om die ou te slaan. Jy hoef nie noodwendig na 'n ou se body toe te gaan, wat klaar, soos 'n Canelo, hy gaan nie vinnig rond beweeg, goed, body is altyd goed, maar jy hoef nie noodwendig vir hom te sê, okay, ons gaan na die body toe nie, maar wat nou vir my ironies was, is, Kambosos het begin met die body shot besigheid,
en toe sê Lomachenko flip jou, daar eindig ek dit. Soos, hy het hom letterlik in die 11de ronde uit 'n combo of iets gegooi, body shot, toe vou die man, en toe hy opstaan en Lomachenko is op hom, my maat, toe sit so, het jy gesien, hy slaat sommer 3-4 body shots aan mekaar, totdat hy man weer in mekaar, so, Kambosos started it, but he finished it, hy het nie gespeel nie. Ja, maar ek stem saam, soos wat jy sê, hy het hom outclass, hy was vir my vinniger gewees, hy was baie meer technical, beter movement. Kambosos was ook vinnig, ek sal nie strei nie in die houe wat hy raak geslaan het jy gehoor, het lekker geklap en alles. Dit voel maar net, hy was outgunned en outclassed, hy kon nie gehou het, dit was maar moeilik om tot die 12de te hou, want hy het maar later 'n kat gekry en sy gesig het begin rooi raak en alles. Wat jy kan vir hom sê, hy is altyd game. Hy's 'n fighter. Opgegee nie. Ja, al het hy baie rond is net 1 of 2 houe geland. So dit is Lomachenko. Ek sal sê hy's nog steeds 'n threat vir die division. Ek dink nie jy kan vir hom die underdog maak. Jy kan hom die underdog maak teen 'n paar ouens, Shakur Stevenson, Tank Davis, wat ook al. Maar hy gaan nie 'n heavy underdog wees soos minus of plus 400 of ietsie. Hy kan dalk 'n slight underdog wees en as hulle teen nog steeds wen ook. So hy's 'n legit threat. En dan die laaste ding wat ek wil sê van die fight, toe gaan Tank Davis mos en hy loop doen 'n call-out op X, Twitter. X-Twitter. X, formerly known as Twitter. Toe Tank Davis nou gegaan, Lomachenko next. Soos, hy besluit sommer nou, dis sy volgende fight. En toe vra hulle nou vir Lomachenko in 'n post-fight interview, hulle sien Tank het gesê hy's next, wat toe lag hy, toe sê hy, this guy, he's the best. I say, he's the best fighter on Twitter. En toe sê hy vir hom, hy het nog nooit 'n fight in sy lewe gedak. Hy wat Lomachenko is, hy wil altyd die beste fight homself proef. Hy sê hy het nog nooit vir Tank gedakkie. Hy sê hy gaan nou rus, hy wil na sy familie toe gaan, ontspan, en hy sê sy klaar. Hy het nie eens gesê ja vir Tankie. Hy het net gesê ek ontspan, en dan praat ek met my promoter en my manager en dan kom ons by 'n ding. So ek dink hy wou nie eens te veel krag vir Tank gegee het dat hy nou moet sê ja, Loma het gesê volgende nou het ek 'n bietjie leverage, nou kan ek hom. Hy het net gesê ons kyk, ek het nog nooit iemand gedak in my lewe nie, so let's see. Hy het so 'n fisiekie uitgegooi. 'n klippie daar in die bos gegooi. Ja, maar dit sou kwaai wees. Ek sal sê dit sal 'n kwaai ene wees. En so ons sorry gou. Hulle kan maar daai fight maak. Ja, dit sal heavy wees. Dit sal masse groot wees. En my senuwees sal natuurlik, ek sal in angs ly. So 'n week voor die ding begin. Maar wat ek net wil mee afsluit, tensy jy nou nog iets wou gesê het, is ons open ons aand podcast met 'n right prediction. Ons albei het gesê Loma gaan wen. Yes. Ja, okay. Wat het ons nog wat lekker is? UFC Fight Night. Die Fight Night in St. Louis. St. Louis, Missouri. St. Louis moet L-E-W-I-S, Derek Lewis. Ja, ek wonder of hulle dit so pas prins gedoen het. Dit sal nog wel kwaai wees. Ek het iewers 'n meme gesien, want St. Louis is mos soos die naam Louis gespel L-U-I. L-O-U-I-S. Ja, something like that. Toe staan daar, maar nou na die tyd, UFC St. Louis, en toe trek hulle daai Louis dood en hulle skryf Louis soos Derek Lewis. Dit was nog ons blerrie kwaai geweest. Okay, ja. So, die eerste fight wat daar gaan noem is Veronica Hardy wat gewen het. Ja, jy wil ons nou oor haar praat. Ek het mos nou net gesê sy's vir my sy's nou nie 'n flippin model wat nou in 'n op die catwalk gaan walk of iets nie. Dis net vir my 'n verskriklike cute girl. En sy is mos nou getroud met Dan Hardy, so ek kyk nou nie na op daai manierie, maar ek love haar, soos die way hoe sy praat, die way hoe sy fights breakdown, die way hoe sy het soos 'n oulike sin vir humor en sy soos one of the boys. So sy gesels verskriklik lekker. Ek geniet dit
letterlik, soos toe ek vir jou loop video's wys op YouTube om te wys hoe sy lyk, toe sien ons mos, liewe land, kyk haar tande, sy het soms so 'n skerp tande wat hier teen die kant uitkom, toe sê ek vir jou, ek het dit nie eens geweet nie, want ek sit te luister na hulle podcast, soos ek kan sien, dis 'n hot chick, maar ek sit die ding neer en ek maak kos, of ek, verstaan jy, whatever, en ek sit te luister wat hulle sê, so, ek sê nie, sy's vir my cute en sy's cool en alles net oor haar looks nie, want ek het nie eens geweet 100% nou fyn hoe sy lyk nie, maar anyway, sy het gewen, so ek wou net dit daarom ten minste gesê het, ons het dit mos genoem, ek weet nie wat sy alles aangevang het nie, dis nie 'n fight breakdown hierdie nie, sy het gewen, sy was maas respectful na die tyd vir haar opponent en alles, sy het dit baie goed humble gehanteer, en sy het beautiful Moedersdag boodskap gestuur, soos, ek weet nie of sy nog 'n ma het of nie, of haar ma oorlede is. Ek het gedog sy gaan dalk iets sê van haar ma, of sy het haar ma onlangs verloor, want sy het sommer begin huil en sy het gesê soos, this is for the mothers all around the world and they do everything for us, they do so much and they cover us with like armor of love and they just want the best for us. En sy was super emosioneel, jy kan sien, dit lyk sy kan enige tyd uitbars en begin huil. Dis hoekom ek gedink het, dalk is daar so 'n storie, maar sy het niks gesê nie, maar nog steeds, well done vir haar, ek het nou nog meer respek vir haar en ek is bly sy het haar fight gewen. Okay, cool. Yes. Dan is ek ook bly. Ons albei is bly. Okay, nou is hierdie was nou op die main, nee, dit is nog steeds op die pre-card, hierdie Esteban. Ja, dit was nog op die prelims. Teen Terence McKinney, maar daai fight het net 37 sekondes gehou. Slaat hy man net op stil lê. Dit was mos nog een van jou wakker stadiums wat jy gesien het. In daai sekondes was ek wakker. Die knockout sekondes. Ja. Maar kyk die kwaai ding van, ek kan nie veel sê nie, want jy weet self hoe vinnig dit was, maar die kwaai ding van hierdie fight, hierdie Esteban Ribovic, so wat ook al, hy kom ons van Argentinië af. Hulle het altyd, Argentinië is mos nie 'n groot land vir combat sports, maar dit voel vir my, elke nou en dan, daar kom maar Argentyn uit wat ongelooflik gevaarlik is. Hulle speel net sokker. Ja, hulle speel mos net sokker. En daar 'n fighter. Dan kom maar so hier en daar 'n fighter wat seker iets so pan gekry het in die sokker. Yes, maar dan moet hulle meer die manne kans gee wat nie kan sokker speel nie. Maar en wie wat is snaaks? Dat hy so 'n gevaarlike skop het. Hulle seker nou spyt, hulle het nie daai man in die sokkerteam gesit nie. Maar die cool ding van hierdie twee ouens saam het hulle letterlik nog steeds 'n 100% finish rate. Soos hulle het nog nooit die distance gegaan in een van hulle fights. Soos as jy wen, dan finish jy die ou. En dis knockouts, dis submissions, dis allerhande verskillende goeie. So al twee hierdie ouens is soos 'n killers. Soos ek weet Terence McKinney, hy is nogals baie populêr in Amerika. Hy het mos nou nie die beste rekord. Ek dink hy seker nou 15-7 of iets soos dit. Maar hy's daai tipe ou kill or be killed, soos in jou ma. Jy gaan as jy my nie stop nie, gaan ek jou stop en ek dink hulle het gesê van sy 15 finishes of 14 finishes of wat ook al is soos in net een is in die tweede ronde, verder is almal in die eerste ronde. En hierdie Esteban is dieselfde storie. Ek dink van sy 10 of 11 wins is alles mos finishes en ek dink ook alles is in die eerste ronde, maar hy self is nog nooit gefinish of enige ietsie. Maar net om vinnig die ding bymekaar te bring, hulle het begin fight, hulle was aggressief, hulle het geskop en geslaan en rondbeweeg en te kere gegaan, soos hulle was nie bang vir mekaar nie, hulle wou, die een ou wou die ander ou uithaal, en dit was ook hulle gameplan, hulle het nie gesê, ek wil hom moeg maak, of hulle het net gesê, I'm gonna push as hard as I can and see if I can stop the other guy. En toe McKinney, ek weet nie wat die McKinney het hom geslaan of iets, en toe hy vir McKinney attack, toe gaan McKinney agter na die cage toe en hy het iets geslaan en toe kom die regterbeen op. Maar dit lyk nie eens atleties, dit lyk nie soos een van Easy se skoppe, dit is sommer so 'n ou papklap skop hier van die kant af, maar hy skop hy McKinney square op die neus
en daai man loop val so teen die cage en hy loop sit so. Maar sy voete staan so uit en hy loop, dit lyk sy arms het so loop vassteek en hy loop sit net so. Maar jy kan sien dit is asof sy liggaam in skok aangegaan het. Hy het hier iewers het hy so, dit lyk uit sy kop probeer draai, maar sy liggaam wil nie en toe sit hy daar en toe stop hulle die besigheid. Ja, ek was verbaas dat daai nie soos een of ander performance bonus gekry het nie, want dit was crazy kwaai gewees vir my. So hou maar 'n oog op hierdie Argentyn. Esteban Ribovics. Goed, as Esteban nie, hoe kan een of ander maffia naam? Okay. Is maar nou die Argentinian maffia. Ja, ja. Die Peaky Blinders van Argentinië. Ja, okay, en dan next was Chase Hooper teen Vyacheslav Borshchev. Borshchev. Het jy daai gekyk? Ja, ek het dit gesien. Wat hulle het my so heeltyd seker weird submissions Daai Chase Hooper was omtrent die hele fight op hy man vir 2 rondes en toe het hy hom hier iewers gesubmit in 2 ronde, maar hy kan maar moes nog getap, maar hy sê hy het nie getap nie, want hy het net so 1 tap gegee en toe stop die referee fight. Maar dit is al het hy nie getap nie, hulle kon maar die fight stop. Al het hy nie getap nie, hy moes getap uiteindelik, want hy was in sy kas en dit het gelyk hier is besig om nog 'n kop uit sy kop uit te groei, soos wat daai muis wat op sy kop geslaan is. Maar al wat ek wil sê is flippin' Chase Hooper het dang goed gelyk. Hy laat dink my aan Sean O'Malley toe hy in die UFC gekom het. So 'n ou maar kind wat so half unassuming is. Hy lyk nie vir jou asof hy 'n groot threat is en so 'n bossietjie krulle hare, lyk amper uit 'n perm of wat ook al, maar ek meen, hy mannetjie kan fight, jong. Hoe oud is hy nou? 23 of 24? Ja, en hy het nou 'n vrou en 'n kind, so hy sê hy moet nou begin geld maak. Maar ek meen, die fight was gebou, die Russian is die striker, hy is een of ander gevaarlike kickboxing, weet jy wat, soos Michael Bisping het sommer van die begin af gesê, nobody is arguing, the Russian has the better striking, soos Chase Hooper moet hom op die grond kry en die probleem is, Chase Hooper is nie 'n crazy wrestler nie, soos, obviously as jy 'n striker is, dan oefen jy heeltyd takedown, so, gaan ander ding om kan takedown, Hooper, maar toe sê hulle weer, Hooper het baie kreatiewe maniere om jou grond toe te vat, nie noodwendig wrestling-wise nie, soos potjie trippe en sulke tipe crap, en, maar, so almal verwag nou dis op die voete, nou het Borshchev of wat ook al die advantage. Jessie, slaat hy Chase Hooper vir hom, 1 shot van sy voet af, en het was sommer so 'n snaakse overhand, ek weet nie eens of hy sy eie hand gesien het nie, maar slaat hy hom op die wang en hy slaat hom om, en toe's Chase Hooper op hom, toe sê ek nog, well, that's one way to get the takedown, as jy nie 'n stoeier is, die slaat die ou om. En toe van toe was dit net 'n vermorsting, soos daai Chase Hooper was op hy man, en hy man kan nou maar maak wat hy wil, hulle het rondgerol, en hy het heeltyd damage gevat, heeltyd ground and pound, dan is dit hierdie submission attempt, dan is dit daai ene, later het hy hom in 'n flippin' reverse triangle choke gehad, soos, laat die ou se ass sit hier in Chase se gesig, en hy triangle hom met sy bene van die ander kant af, en hy het sy enkel beet, en hy wil daai so 'n double submission. Ja, daai arme ou het seker gevoel, vader, wat gaan hier aan? Dit is soos jy's in 'n tumbledraaier, jy weet nie waar jy is nie, dis net ledemate, en hierdie man attack jou net van alle kante af, en as jy nie geslaan word nie, dan try submit hy jou, en ja, iewers het hy mos sy elmboog teen die kop, wat hierdie knop, en toe sy oog begin bloei, maar anyway, eventually het hy, wat was dit, 'n guillotine gewees? Dit gelyk soos 'n guillotine ding. Rear naked choke, dink ek. Maar ek kan onthou, dit was so heel skyn, sy lyf was so heel gedraai, toe het hy nog soos op Chase se lyf so 1 keer getap, en toe, maar die ref was ook nie seker nie, want sy kop was soos op die canvas, en het was half toe onder Chase. Ek kan nie presies onthou nie, maar ek kon onthou, die ref het gelyk, hy wil stres, want hy kan nie sien, is die ou nog
by sy sinne of nie, en toe hy die hand so sien maak, toe sê hy, flip dit weer out. Jy kan te veel strain nie. Nee, Hy sou in elk geval uit gewees het, dink ek. Ja, hy sou net meer damage gevat het in, wat ook al, net 'n fun fact is, toe Chase vir ou Paddy Pimblett uitgekol. Hy het nie sy naam gesê nie, maar hy het gesê, there's this guy from England and he beat a legend the last time, but I wasn't impressed with his performance and I think we should run it. Wat ook al so. Plex het sy bly die naam gesê net, maar okay, almal weet van wie hy praat. Almal weet wie dit is. Okay, en dan kom ons by performance of the night. Carlos Ulberg teen Alonso Menifield. Dit het nog vinniger gegaan. Ja, 12 secondes. Ek het daai 12 secondes het ek gemis. Ja, maar flip, jy kan jou oog knip dan sit verby so. Ek dink toe jy begin bedwelmd geraak dat jy heel in jou kas in was. Toe ek eens ge-worry om jou wakker te maak. Jy en Uppercut lê daar op die bank. Uppercut is net so uit soos jy. Toe dink ek sal jou maar wakker maak vir die main event. Ja. Maar dude, ek het mos nou al klaar in die vorige laas week gesê, ek hou nie van daai Menifield nie, en ek hou nog minder van sy trainer, wat mos Rose se man is, maar hy het nou uitgekom en hy het gedink, hy wil natuurlik vir Ulberg bumrush, soos toe die fight begin, hy het letterlik, hulle het gestap na mekaar toe, en ek sê nou ook het onthou, ek het dit ook nou net een keer gekyk, en was so vinnig, en dit lyk my toe hulle net amper in distance was, toe vlie daai flippin Menifield vorentoe, soos 'n maniak, en hy begin slaan net. Hy begin swing net vir die fences. En hy het vir Ulberg getag. Hy het hom so 'n cheeky hou hier op die wang geslaan. Maar soos wat ek nie verstaan nie, ek het dit al gesien, Ulberg is mos hy blackjack. Ja. Hy het 'n flippin gevaarlike check left hook. En toe daai ding so mal hier inkom, toe check hy hom. Soos hy het hom net so half so skuins op sy kop gecheck. En toe gaan hy sommer verby hom in die draad in. Toe slaat hy blackjack om so 'n paar hou en goed, maar jy's daai man was so van balans af en hy soos die kas en toe loop val hy in. Jack spring op hom en hy slaan hom in die ref kom haal hulle van mekaar af. Jy's maar daai Menifield, hy rol om en hy loop staan op sy voete. Hy dink sommer die fight gaan nog aan. Ja, dis verby. Ja, maar daai wat op sy voete staan, toe kan jy sien hy is soos verbaas. Hy weet nie regtig waar hy is nie. En toe loop Ulberg al rond en celebrate. Toe is die fight verby. Die mense nou kwyser het gesê dis dit met Buckley gebeur het, want hy het hom so gemaak as hy dronk is. Ja. Dit sou flippin ironies gewees het, to tell you the truth. Met hom gebeur nie, maar ja. Maar ek het hier geskryf, bumrush, check left hook, that's all she wrote, verby dan en dusted. So daai man, ek dink Ulberg begin raak ook nou 'n contender. Al die manne moet nou begin nout vat van hom. Yes. Don't bumrush him. Ja, moenie op hierdie level dink jy gaan net 'n wille kans vat in ore, maar it can pay off, maar as jy lucky is. Ja, it might not. Okay, kom main event. Joaquin Buckley teen Sultan Ruzibov, wat hulle al die manne met die verskriklike vanne hier gekry. Hulle straf vir jou vanaand, want jy's mos die announcer. Ja, maar hulle het daarom 3 rondes gegaan. Decision vir Buckley. En ek voel wat ek hoor, hy dink wil sê nie. Ja, kyk, ek hou nie baie van hom nie. Weet jy wat is weird, nee? Ek is nie 'n Buckley fan nie, maar ek is ook nie 'n Rizubov of wat ook al fan nie. Ek hou nie van hom nie. Hy het laas hy Dumas ouetjie gewen en hy het hom eintlik geval. Hy het hom ge-eye-poke en toe ge-knockout en hy was so nonchalant daaroor soos ek het it's fine. Soos, ek weet nie, hy het vir my een van daai persoonlikhede, hy voel vir my, hy so 'n suur knol en hy sê 'n lekker mens om saam mee te wees en hy dink ook te veel van homself. Soos daai wat Buckley voor die tyd, dit irriteer my wat hy kom met die geld en hoe hy maak sy dronk en so goed, maar daai ou gaan heeltyd net so. Hy maak sy vingertjie en dan wys sy bo en maak sy vingertjie. Dit is so, hy voel so half judgmental, hy dink hy's beter as hy of whatever ook al. So ek is nou nie gepla oor wat Ruzibov nie. Maar dude, Buckley het hom fair and square gewen. Buckley het in sy hometown gefight. Die crowd het absolutely bonkers gegaan. Ek sê vir jou dat dit geklink soos 'n pay-per-view, soos die crowd het mal gegaan vir Buckley. En
ja, so wat dan nou maar as ons nie van hom hou nie. Hy het 'n event beter gemaak, hy het gemaak dat meer fans uitdraai, meer was daar gewees vir Lois en vir die ander manne. So, I respect that. Wat ek net, my notas wat ek net vinnig wil maak van die ding is, hierdie Roosieboef dude, hy het mos hierdie verskriklike rekord, 35 wins en 32 is finishes en ek weet nie of hy al 1 loss of 0 of wat, maar hy het hierdie verskriklike rekord. Maar hy was vir my eintlik 'n bietjie one-dimensional geweest, to tell you the truth. Hy het mos hierdie massive height advantage en hy fight goed. Hy gebruik sy height goed. Dis nie asof hy soos party stupid mense nie hulle God-given talents gebruik en nou teen die ou loop staan of wat nie. Hy het mooi sy distancing gehou. Hy het vir Buckley probeer counter met die regter. Maar dis eintlik al wat hy gedoen het. Hy het net heeltyd gewag om te counter met die regter en as hy 'n kans kry het hy sy regterknie gegooi. Hy hol in en dan gooi die regterknie. Presies soos wat hy in die vorige fight gedoen het. En Buckley was, maar hy Buckley is fris jong. Liewe vader, daai ding is 'n freak of nature. Ek weet ek sê dit baie, maar blikskottel. Hy staan so 'n skalk. Maar daai ding se arms is so groot, dit lyk amper jy kan nie in sy kop sien nie. En hy het so 'n high guard, hy het die hele fight deur die high guard gehou. So dit was goeie dissipline gewees. Inteendeel, hy het op 'n kol toe lê die man op die grond en hy kom vorentoe nou om te skop of weet jy wat hy. Hy kom vorentoe toe hou die high guard toe dink ek, why? Soos die man, hy seker maar in hom ingeoefen. Mind you, toe daai boef ou nog amper 'n lelike foul ook gedoen, want Buckley het hom Buckley het hom at will. Yes, ek sê vir daai Buckley tackle om my maat, maar dit is soos 'n bowlingbal wat in jou ingaan. Daai man het geen weerstand nie, hy gaan net grond toe, soos hy het 'n kat se kansie. En Buckley het 'n bietjie geground and pound, maar nie crazy sukses gehad nie, maar iewers in so 'n sequence toe Buckley nou verder weg van hom af is, toe begin skop hy met sy hakke na Buckley toe, hier oor sy kop en oor sy rug, maar ek meen, Buckley is ook 'n downed opponent en jy mag mos nie dit doen nie, toe stop die ref die fight en hy waarsku die ou goeders, maar daar was hom niks punte of so nie. Maar anyway, Buckley het hom fair and square gewen met punte. Ek was super impressed geweest met sy movement, sy explosiveness, sy aggression, maar controlled aggression, alles. Al wat ek net aan gedink het terwyl ek daai fight kyk en ek en jy het gepraat daaroor gisterand, is hierdie fighters wat te fris is as hulle te fris raak, dan begin tel teen jou. Want jy het hierdie verskriklike groot spiere wat meer suurstof nodig het, so jy kan super explosive wees vir 'n ronde of dalk 2, maar jou cardio moet soos in mal goed wees om te kan survive. En die ander ding is, as ek en jy dieselfde weight division is, maar ek het 50% meer spiermassa as joune. Hoekom ons dieselfde weight? Jou beenstruktuur is digter as myne, jy's 'n naturally groter ou as ek. My spiere maak net op vir die gewig en dit kon ek duidelik sien met Buckley. Daai man het so 'n klein ronde koppietjie met hierdie maase groot lyf en dan sien jy sy opponent wat maar is, maar hy het 'n groot kop wat pas by sy lyf. En dis hoekom Buckley met een shot uitgeslaan kan word, want ek dink hy fight ver bo sy natural weight omdat hy so heavily muscled is. Ja, so dit kan nog teen hom tel, maar kom ons kyk, maar hy's nou 'n contender. Ja, soos hy hom teen Conor McGregor fight. Ja, hy het daar 'n call out gemaak. Ek het dit nie lekker verstaan nie, maar hy het 'n klomp strooi gepraat. Hy het gesê Conor is 'n hou en sy pa en sy grandpa en hy het gepraat van sy bloedlyn tot terug in Ierland van die amper sê die Vikings is almal 'n klomp house. Dis so 'n weird ass call out gewees in. Maar dit sal seker nie gebeur nie. Ek dink nou nie Conor sal hom hy sal sien en lag. Of hy sal iets terug tweet en vir hom sê hy's ook 'n P op steroids of iets, maar hy sal nie dit vat nie. Okay. Main event, Derrick Lewis teen Rodrigo Nascimento. Dit was veronderstel 5 rondes te wees, maar na 49 sekondes in die derde ronde was dit 'n TKO. Toe
gestop, ja. Toe Derek Lewis vir Rodrigo gestop. Ja, so hy is daarom nog steeds in sy winning ways. Sy knockout ways. Hy het nou weer die rekord. Hy is nou 15 knockouts in die UFC, meeste nog ooit. Ja. Wat sê jy? Hoe voel jy oor die besigheid? Ja, want ou Lewis, ek weet nie hoe ver is hy van klaar af nie, want hy het maar stadig gelyk en hy het hy het self mos na die tyd gesê hy sê nou hy is nie die beste shape wat hy nog ooit was, maar of hy voel die beste wat hy nog ooit was, maar hy het self gevoel dit is nie meer hy is 'n bietjie oud al vir die storie. Kyk, heavyweights kan oud raak, maar ek meen flip en hel. Dit het vir my letterlik gevoel ons kyk die fight in slow motion, soos hy slaan stadig en hulle beweeg stadig en hulle staan, alles was soos in stadig en luiberd gewees en dit voel vir my toe hulle die knockout oorspeel, die replay wat hulle kon dit maar normale spoed gespeel het en sê dis slow mo, daar sou nie veel van 'n verskil gewees nie, maar wat die man het is power. Hy het flippin crazy power maar die ander ou het 'n blerry goeie chin. Ek kan dit amper, ek meen hy het hom met 'n overhand right solid connect. Natuurlik jab gegooi, counter bo die jab met die overhand right, dis 'n classic boxing move en hy het die ou in sy kas ingewabbel, maar hy het hom nie koud uitgeslaan nie. Hy het op hom loop sit en hom loop slaan 'n klomp keer totdat die ref die fight gestop het. So Daniel Derek Lewis het getry om takedowns te kry. Hy het voor die tyd gesê hy wil kyk vir takedowns en dit was nie nog hoe lankie. In die eerste minuut toe hy man grond toe vat. Maar toe vat hy hom grond toe. Ja, hy het toe later Maar toe staan die ou net weer op en dis nie lankie toe vat die ou hom grond toe en toe lê hy maar daar so in survive. Maar hy het mos so 'n way van hy lê vir 'n tyd op die grond en hy keer en hy hou vas en dan die man raak in die slaap daar, hy lê net daar. Soos hy's rustig, maar dan lyk dit net een of ander stadium sê hy flip dit, dan staan hy op. Soos hy staan net op. Daai ou hou vas in hom, hy draai net en dan staan hy op en dan is hulle weer daar. Dis soos om teen 'n groot beer te fight. En hy het mos nou natuurlik na die tyd weer heel mal gegaan. Hy het sy broek uitgetrek, hy het sy ballbox in vir die commentators gegooi. Ek dink broek het iewers aan die crowd opgeëindig en hy het amper sy ontie ook uitgetrek. Ja, hy het mos die crowd gemoen. Hy het mos sy broek. Ek het gemeen hy gaan sy broek uittrek. Nee, ek is dankbaar daarvoor dat hy dit nie gedoen het nie. Hy is seker gefire gewees het. Ja, in die arme crowd aan daai kant waar hy gemoen het, wat hulle dit moes ek sê vir jou, ek gril, die man se broek is nie heel opgetrek nie, nou steek hy stuk krek uit. Eers maak gril jong, loop hierdie groot stuk man hier rond met 'n krekkie so hek aan die agterkant. Vaderland. Maar dit was snaaks en hy het natuurlik net nog meer fans bygekry en interest gegenerate en entertainer in na die tyd, klomp strooi gepraat. Okay, maar nou, that's UFC done and dusted. Ek sal sê baie goeie fight card gewees, al was daar nie sulke crazy populêre name op gewees nie, maar dit was die moeite werd vir my om wakker te bly. En nou spring ons back in the past. Ja, a few minutes earlier. Soos dit was mos laasweek maandag wat Inoue gefight het, maar ons het mos gesê ons sal sê hy fight. Ons gaan nie kan sê wat gebeur het nie, want dit gaan eers maandag die results kry, maar nou gee ons die results uiteindelik. Ja, so Inoue het teen Lewis Nery gefight. En wat dink julle het gebeur? Ja, ek hoop julle het geluister wat ons gesê het, man. 6de ronde knockout vir Inoue, na hy 'n bietjie van 'n fret gekry het. In die eerste ronde, né? Ja. En hy het vir hom geknock down. Ja, toe die hele wêreld soos so gegaan. ek het my sif geskrik. Ek het soos regtig waar geskrik want toe dink ek is dit nou ons die upset of the year sien. Ja. Ek nou nie laat Louis Nery sleg is, hy het een los en hy is naturally die groter ou, maar ek meen ons albei het gepredict hy gaan wen en 10-1 met 'n stoppage. Dit het ons gesê. En dit het op die ouend presies gebeur soos wat ek suspek het. Ek het net nie gedink Nery gaan 'n knockdown kry nie. Maar Inoue het te vinnig ingekom, te aggressief en toe vang hy hom so met 'n kort explosive left hook op die chin. Daar gaan Inoue plat, maar die goeie ding is nou kon ek gesien het hoe hanteer hierdie ou homself as daar 'n challenge is of wat noem mense dit? Nie kontroversie nie,
Soos as hy iets moet face en hy moet iets overcome. Hy het onmiddellik opgestaan, hy het homself afgeskit en hy het aangefight, hy het dit gevat soos 'n champ. Dit was nie lank aan nie, toe sit hy verneer die plat met 'n counter left hook, 'n peach op 'n left hook, sommer so as revenge. En ek dink totaal in die fight het hy hom iets soos 3 keer plat gesit, en die 3de keer, my maat, toe slatter hy man in die tou, ek dink met so 'n up cross, so 'n snaakse uppercut cross hybrid ding, slatter hy man in die toue, toe sy in sy kas, en toe sit verby. So systematic breakdown, hy het daai man se siel gevat en sy liggaam, en dit het amper vir my gevoel, ek sê dit het geklink, dit het gelyk soos 'n kind wat met sy kos speel, soos toe hy hom terug die tweede knockdown kry, toe weet hy het hom, toe hy moet hom begin mors, en moet hom begin speel, en hom stukkie vir stukkie afgebreek, en totaal en al dissemble. Okay, wat wil jy sê van Misfits? Ag, daar's nie in so baie tyd, en dit was nou nie so crazy nie. Paar snaakse fights wat ons gekyk het, maar main event Salt Papi, of is mos nou Super Salt Papi, teen, wat is hy Ferrari dude se naam? Nee, ek kan nie eens onthou nie. Hy doen so Amadeus Ferrari, so fris, hy's een of ander Polish MMA fighter en influencer of wat, ek dink hy 2 boxing matches al, maar ja, daar is die gameplan, daar is die skill, hy het net ingevlieg en hoeks gegooi, en Salt Papi is so stupid, hy staan 'n treit met daai man, en dan val hy hou op hom, en hy het 'n dom fight gefight, jy moet mos lekker distance hou, laat die ou kom, keer, counter tussen in die shots, nee wat, hy staan en hy gooi saam, hy voel nou, hy is die bokser, hy moet maklik wen, en hy was in die moeilikheid 'n paar keer, maar eventually toe daai man niks meer in hom in nie. Hy het ook op die stoel gekwot, want hy was te moeg. Hy was te moeg, hy kon later nie meer op sy voete staan nie, want hy kan nie regtig waar fight soos 'n normale mens nie. En toe sê ons nog na die tyd, dis nie so erg Salt Papi wat gewen het nie, dit is meer hy wat verloor het. Dis soos 'n own goal, hy het homself in die voet 2 punte afgetrek, Danny. Ja. In die eerste ronde, in die tweede ronde. Hy het mos 'n takedown gekry of iets soos dit. En ek weet nie of kan nie eens onthou wat was, die low blow of ietsie, en ag, ek weet nie, dit is dit. Dis nie regtig boksing, ek hoop hy kinders het hulle self geniet. Ja, dis ten minste snaaks. Ja, dit is entertainment, so ek dis dit nie. Hierdie ouens gaan net nie vir world titles fight nie, maar enjoy yourselves, make some money and entertain us. As hy, dis dit. Deel vir die finished fights en bly ingeskakel, ons is nou by die up and coming fights.